Is ek nou op die lug? Kan julle my hoor? Daar sy. Moet ek hom hoor sit? Daar sy, beter so. Welkom vanmôre. Almal van u, dis lekker om weer hier by julle te wees. Ek dink ek was laas hier. So voorspoedige nuwe jaar. Eintlik die jaar het so gehardloop. Eintlik wil ek vir u sê, onthou tog Kers in Oopies. Dis al amper weer tyd. Kinders nog eers klaar gespeel nie, ons het al weer Kersfees. Maar vir hulle, ek wil dit net sê, al die ouens met hierdie kleurhare, ook die vrouens wat undercover is. Vir ons gaan dit baie vinniger as vir hierdie klein goedjies. Vir hierdie klein goedjies is 'n jaar lank. Vir ons voel 'n jaar soos oogwink. Is lekker om saam met julle te wees. Die eerste ding wat ek nou ongelukkig moet sê is die bingo aand is eers uitgestel. Dit sal op 'n later geleentheid plaasvind en dan moet jy asseblief tog daai geleentheid ondersteun. En dan volgende Sondag is nagmaal en ek nooi vir u uit om dit saam met ons te kom gebruik. Ek dink dit was alles, né? Daar was nie nog iets nie. En dan die kinders hoef nie bekommerd te wees nie. Ek het hulle nie vergeet nie, maar ek het nou professioneel geraak. Ek het nou 'n emmer. En hier binne-in is interessante goed. En nou wil ek vir die kinders sit, hier sit 'n kindertjie, daar sit 2, hier sit 'n klompie. Julle gaan mal wees oor wat hierin is. Dis die grootste probleem vir my om te wag tot Sondag voor ek ook een kan eet. Daar sit nog 2. Ons is nou so pas deur die Paasnaweek met al die dinge wat daarmee saamgaan. En ons is op pad nou na die Pinkster toe. Ons is tans volgens die kerkjaar nog in die Paasfase. Dit word later na die Hemelvaart word dit dan Pinkster en dan fokus ons weer op die Heilige Gees. En dan as ons in die koninkrykstyd ingaan, is die interessante altyd dat dit fokus eintlik op die werk van die Heilige Gees hier op aarde. Daarom in ons geloofsbelijdenis, as ons sê ek glo in die Heilige Gees, dan is daar 'n punt. En dan is daar nog 4-5 goed. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Dit alles is die werk van die Heilige Gees. So vanmôre wil ek julle nou gou-gou so 'n bietjie 'n les gee in die Paasfees tydlyn. En ek gaan hom nou letterlik vir julle haal by Genesis. In Genesis beloof God 'n verlosser. Genesis 3 vers 15, hy sal die slang se kop vermorsel. Nou, dis eers wanneer jy terugkyk na hierdie goed, wat jy dit verstaan. Dit was die begin van die hoop. Dan, die volgende een, is Abraham en Isak. God voorsien 'n offer. God sê vir Abraham, gaan offer vir Isak. Hy gaan, dan gee hy 'n ram. En die hele ding hier gaan oor, dat dit was die voorbeeld, of 'n heenwysing na wat met Christus sou gebeur. In die plek van Isak sterf 'n ram, in die plek van my en jou sterf Jesus Christus, plaasvervanger. Dan kry jy die eerste Paasfees, en dit is interessant genoeg, reeds in Exodus 12. Wat gebeur in Exodus 12? Exodus 12 word die volk gelei uit Egipte, die nag wat hulle uitgelei word, daai aand moet hulle almal 'n lammetjie sonder gebrek vat, omslag, die bloed aan die deurkusyn verf. En dan was God se prentjie, nou sal die engel van die dood verbygaan. In Engels sê dit eintlik baie mooi, he will pass over.
hierdie huis met die bloed aan. Daar's 'n vreeslike interessante ding wat 'n mens baie keer daar mis. Die lam se bloed red die volk. Maar die interessante is, die engel van die dood wat oor daardie huis gegaan het nêrens gevra wie is in die huis nie. Die bloed het hom eenvoudig beskerm. Is 'n wonderlike heenwysing na die feit dat as God na my en jou kyk, dan sien hy nie hierdie verskriklike sondige wese. Hy sien Jesus Christus se bloed. Hy sien jou dan sonder sonde. Beteken nie ons is sonder sonde nie, maar dis hoe God na ons kyk. Eksodus 12 met amper die eerste Paasfees. Dan die profesie, Jesaja 53 byvoorbeeld, Psalm 22, telkens word die Messias voorspel, die Messias wat sou kom. Die interessante, die verskil tussen jou Jode en jou Christene is dat ons as Christene sê, die Messias het reeds gekom. Die Jode wag nog vir hom. Hulle erken glad nie vir Jesus as die Messias nie. Nie al die Jode nie. Daar's 'n geweldige groot persentasie Jode wat ook aan Christus glo. Maar dis sommer net 'n interessantheid. Dan Palmsondag, die storie gehoor, dit gevier, so 2 weke terug, Jesus se intog in Jerusalem, die koning wat kom met die lofkreet Hosanna. Die interessante, daai selfe klomp ouens het 'n bietjie later geskree vir Jesus se bloed, kruisig hom. Selfe ouens. Dan is dit die laaste avondmaal, die brood wat uiteindelik die liggaam is, die wyn wat die bloed is. En nou is daar 'n interessante ding wat 'n ou sommer maar net moet in gedagte hou. In die Rooms-Katolieke Kerk, wanneer jy die nagmaal gebruik, dan sê hulle daardie wyn, daardie brood word die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Dis soos hulle dit sien. Ons sê nee, dis 'n simbool. Dis om te wys of simbolies te wys op Jesus se liggaam en sy bloed. En dis 'n groot verskil, dit word genoem in die gereformeerde tradisie die transsubstansieleer, as ek reg onthou. En daarom wat hulle ook nie net die brood en die goed kan weggooi nie. Ons kan. Die brood is net brood, die wyn is net wyn. Die druiwesap is net druiwesap. Daar's niks heiligs besonders anders aan dit nie. Maar daardie simbool kry ons dan by Jesus Christus. Dan is dit die kruisiging, Jesus sterf vir ons sondes, die lam van God in die plek van my en jou. En jy moet dit mooi vasknoop iewers. Ons kom net nou terug soontoe. En dan lê hy in die graf en ek het hierdie afgelope Paasnaweek die belewenis gehad in die voorbereiding vir al die dienste. Die vraag het by my opgekom, ons maak nie veel van daai tyd van stilte nie. Vir ons is die donderdag of die Vrydag aand belangrik en die Sondag, maar daai Saterdag kan julle vir julle indink die disippels se toestand oor daai tyd. Kan julle vir julle indink Jerusalem se toestand? En dan het ek ook gesit en wonder en daarvoor het ek geen prentjie om te maak nie. Wat sou in die hemel gebeur het in daai tyd? Hoe was dit daar? God wat sy seun offer vir mense soos ek en jy. So, miskien is dit iets wat ons as Christene 'n slag kan gaan sit en dink oor. Wat maak ons met daai Saterdag se stilte? Is dit nie dalk juist die geleentheid om 'n bietjie te sit en net skoon te maak hier binne weer 'n slag? En dan natuurlik die groot gebeurtenis, die opstanding, Jesus leef en dis oorwinning oor die sonde en die dood.
En dis min of meer waar ons nou is. Ons is nou so 'n week later en nou begin ons die spoor volg van Jesus na sy opstanding. Ek wil jou vra om vanmôre saam met my belydenis van geloof te doen, maar is nie die gewone een nie, dis so 'n bietjie iets anders. Ek wil hê jy moet baie mooi dink as jy hierdie woorde herhaal. Kom ek vat u soontoe. Ons glo in die God van hoop. En ek wil hê jy moet dit saam met my sê daar waar u sit. Ons glo in die God van hoop. God die voorsiener, wat ons al van die skepping af versorg en vashou. Ons glo in die God van vrede, in Jesus Christus wat in nederigheid eerder kniel en voete was, as om te veroordeel en te beskuldig. Ons glo in die God van vreugde, omdat ons saam met Jesus nou met nuwe lewe uit die graf die lewe in kan dans. Ons glo in die God van liefde, wat nie die dood sou ontsien om vir ons hierdie groot liefde te bewys nie. Amen. En dan is die lekker wete is die Here bring ons môre bymekaar in hierdie spesifieke kombinasie. En ek wil vir u sê broers en susters, ons het nou so vinnig gesels voor die tyd, ek het met audio gesels. Dit wat u vanmôre hier in die kerk beleef in terme van getalle, is die prentjie oral waar ek preek. Die NG Kerk lyk so. Daar's min mense. En jy kan nou maar wat se verskoning maak, die realiteit is dis soos ons lyk. Maar die belangrike is dat ons nie opgee nie. Ons gee nie oor nie, ons gaan aan. Ten spyte van alles. Jy moet weet, daai 12 disippels het die hele Jerusalem, die hele Romeinse mag en nog sommer 'n klomp van hulle eie mense teen hulle gehad. En ten spyte daarvan is ons die resultaat van 12 ouens se werk. So, kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied, een van die mooiste Paasfeesliedere. Hoor jy die Paasfeesklokke? 'n Lui van vroegdag af. Kom ons staan en dan sing ons al 3 verse. Hoor jy die Paasfeesklokke, 'n lui van vroegdag af? Al jubel die blare, die Here sy die graf. Hy Christus die oorwinnaar, is hy die donkerry. Die die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Here het opgestaan. Hy het vir al ons sonde om aan die kruis laat staan. En om is nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons verheerlik, en ons kan op hom hoop. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Heer voor heerskappy. Hy heers oor alle dinge, sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewensgrond verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke,
wat oor die wêreld lei. Kom ons sit. Daar's 'n baie mooi storie in een van die kommunistiese lande. Het die ouens besluit, kyk, hulle gaan nou begin om stelselmatig, dis lank gelede, die hele land te draai na kommunisme. En so het hulle dan nou min of meer die mense verplig om na die byeenkomste te kom, en by een van die byeenkomste het die politieke kommissaris daar 'n redelike lang speech afgesteek, mooi verduidelik hoekom kommunisme nou alles is en die hele land word kommunisties, en onder andere beteken kommunisme dat daar is geen godsdiens nie. Daar is net nie so iets in 'n kommunistiese land nie. Daarom wat dit vandag nog in baie lande is die kerk ondergronds. En hy het nou oordentlik al die argumente op die tafel gegooi, en toe hy nou klaar is, toe steek 'n ou priester van een van die kerke van daai omgewing sy hand op en hy sê, maar mag hy iets sê? En die ou toe gedink, ag, hy kan dit seker maar doen, want wat kan hierdie ou nou sê wat 'n verskil maak? En toe sê hy, ek kan maar praat, en toe het hierdie ou net 3 woorde gebruik. Jesus het opgestaan. En soos een man het die hele vergadering wat daar was, hom geantwoord, die Here het waarlik opgestaan. Jy sien, jy kan kom met watse ideologie. Die feit is, ek en jy weet wat ons glo. Is dit moontlik dat Suid-Afrika volledig kommunistiese land kan word? Natuurlik is dit moontlik. Dis moontlik van enige land. Maar uiteindelik gaan dit ek en jy wees wat sê nee. Jy kan maak wat jy wil. Ons dien die Here want hy leef. En daarom wil ek hê jy moet saam met my ook vanmôre hierdie paasroep doen. U antwoord my daar as almal, Jesus Christus het uit die dood opgestaan. God bewaar julle veilig vir die saligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. En dan, liewe gemeente, kan ek julle vanmôre groet met dieselfde belofte wat hy aan sy disippels gemaak het. En ek herhaal daardie belofte vir u vanmôre. Vrede sê hy, laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. En dan natuurlik, 'n mens is opgewonde as 'n mens by die kerk kom en jy sien die ander gelowiges, en ek wil nou vra, ons gaan nou staan en dan gaan ons een lied sing, en dan gaan ons sit, dan gaan ek gou met die kinders ietsie doen en dan gaan ons daarna voort. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied lekker saam. Jesus, ons Here, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe het U gelei? Is U verheerlik, U voorheerskappy. Jesus, ons Here, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons Here,
opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verkneg, U bevry tot lewe, kwam vir ons die weg. Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, ons toekoms lewe by ons Heer. Ekskuus vir daai glips. Ek is nie 100% seker nie, maar hierdie is een van die baie min gemeentes in waar ek gereeld preek wat nog 'n orgelis het. En ek het so lekker gesing, ek wil die tweede vers begin. Nou, ek wil nou vir die kinders gou net eers vra, as hulle nou moet sê, watter deel van die mense se liggaam het tot nou toe die meeste gewerk? Behalwe hulle oë miskien. Kom, waar is die kinders, laat ek hoor. Wat? Jou mond. Watter deel van jou mond? Jou tong, kom hier. En al die ander kindertjies, kom ook hier so, asseblief tog. Kry vir jou tong. Hou hom net eers daar in jou hand, staan net hier so. Kom al vir jou tong, broer. Kry daar vir jou tong. As hy. Jy moet die bly. Kry vir jou tong. Nee, jy moet stil staan, jy moet nie loop nie. Kom, ek gee sommer vir julle tong, dis dalk makliker. Julle moet nou nie loop nie, julle moet nou eers hier bietjie wag. Daar's hy. En dan hier's vir jou, ek dink jy het 'n tong. Daar's hy. Right, nou moet julle gou hier vir my kyk, ek wil nou gou met julle eers gesels. Dit wat hy nou gesê het, dat jou tong tot dusver die hardste gewerk het, dit is so. En weet julle wat die ergste? Jou tong mag nie ophou werk as jy hier uitgaan nie. So kyk gou almal vir my, sit julle tonge in julle mond, so, ja, kom so, byt hom so vas, daar sy, jy ook, staan, sit, is reg, jy kan maar 2 hê. Hy sit vas, kom ek kry vir jou gou 'n ander een. Sit hom in jou mond so, hou hom net so, kyk hoe maak hulle, sit julle, draai nou om, dan kyk julle vir die mense. Jou tong moet, hy moet in jou mond wees, sit hom in jou mond, soos hulle, kyk hoe het hulle hom gesit. Daar sy. En nou wil ek vir julle vertel, wie julle dis die ding, wat as julle vandag uit die kerk uit gaan huis toe, en julle gaan môre skool toe, wie van julle gaan skool toe? Wie gaan na maatjies toe? Almal van julle. Daar werk jou tong 10 keer harder, né? Jy gil en jy skree en jy speel en jy huil ook soms 'n bietjie. Maar die belangrikste is, hierdie tong van jou moet eintlik ook vir die ander klomp vertel van Jesus, né? Maar nou soms baie keer praat ons lelik met die tong. Vreeslik lelik en dis nie nice nie. So ek wil nou hê julle moet daai tong gou opeet. En terwyl julle hom kou, kom half julle tweede een en hierdie laaste tweede een kan jy maar stadig eet, hoor. En jy mag hom eet in die kerk en jy onthou, môre gaan jy vir almal vertel van Jesus wat aan die kruis gesterf het. Daar's sy. Daar's sy. En hier's jou oorspronklike tong, jy kan hom weer kry. Het jy my nie nou gekroek nie? Ek het so gedink. Het jy al 'n tweede enetjie gekry? Het jy 'n tweede en julle almal tweedes gekry? Daar's hy, nou kan julle gaan, nee, waar is die tannie wat hulle moet ontvoer? Tannie, kom kry jou kindertjies. Nou gaan julle saam met die tannie en julle kan in die tong daar eet wanneer julle by haar is.
En broers en susters, ons gaan nog weer terugkom na hierdie tong ding toe. Want dis nie verniet dat Jakobus sê, hierdie ding is 'n gevaarlike ding. Mag sy nog nie 'n tong eet nie. Nou, my genigtig. En hier is haar tweede een. Sy moet 2 kry, ja. Jy gaan tong vraggie los in die titiebottel net so. So mooi. Ek wil ons met hierdie lied nou saam sing, sit net so, en dan dink jy 'n bietjie oor wat sing jy. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. En weet jy, elkeen van hierdie liedere is eintlik 'n geloofsbelijdenis op sy eie. Waar jy eintlik vir die wêreld sê, dis wat ek glo. En dis hoekom ek anders doen as die normale ou. Kom ons sing, daar's 3 verse en ons sing dit lekker saam. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan. Want Jesus is ons Here, hy het klaar ons weggebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Ons met nood en ywer ons roeping hier volbring. Want Jesus is ons koning, hy gee ons lewensin. Die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal. Hy sal ons dan laat aansoek by sy Messias maal. Kom, laat ons hom verheerlik, sy liefde besing, en saam met als wat lewe aan ons onderbring. Hemelvader, U kom altyd U beloftes na. Ons dank U dat U U enigste seun gestuur het, toe die tyd daarvoor reg was. Saam met U hele kerk vier ons sy koms. Ons verheerlik U genadige Vader, Jesus Christus, ons verlosser, Heilige Gees, ons trooster. En dan kom ons vanmôre as gemeente hier voor die kniel. En ons kom word stil en ons bring ons menswees hier na U toe. Die goed wat ons beleef en waarmee ons stoei en wat vir ons probleme gee, wat vir ons vreugde gee. Ons bring vanmôre ons families, ons kinders, ons geliefdes, ons vriende. Ons bring hulle almal voor U.
En ons vra Here dat U wat U beloftes waarmaak, dat U ook vanmôre dit sal waarmaak vir elkeen van ons. Wanneer ons hier na U woord luister, raak ons aan. Verander ons sodat as ons hier uitgaan, ons nuwe mense sal wees, wat dalk so 'n bietjie anders na die wêreld kyk. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre is Johannes hoofstuk 20. Dis die tweede laaste hoofstuk in die boek Johannes. En op 'n manier word hy eintlik hier afgesluit, hoewel daar in Johannes 21 nog 'n klomp goed gestel word deur Johannes, die skrywer. Ons lees van vers 19 af. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Hoor ek het net oor gesê, wat sou hulle gedoen het in daai tyd? Hulle het weggekruip. Hulle het weggekruip, want op hierdie spesifieke oomblik was die hele Jerusalem teen hulle. En die belangrikste ouens wat teen hulle was die Sanhedrin. Die Sanhedrin wat ek wil nou amper sê die hoof van die kerk was daai tyd, maar die Sanhedrin wat ook die volk van Israel, ek wil sê polities geadministreer het. Ja, die Romeine was daar en hulle het 'n koning aangestel wat dan sou heers, maar die Sanhedrin was die ouens wat die kitaar geslaan het. En daarom kruip hulle weg, want op hierdie oomblik sou hulle baie maklik in die moeilikheid land by hierdie Sanhedrin. En dit is baie interessant, Johannes skryf nogal by 'n klomp geleenthede juis oor hierdie vrees. 7 vers 13, 9 vers 22, 12 vers 42, alles plekke waar Christus gesê het, hey, moenie bang wees nie. En dis een van sy hooffokuspunte. En nou met hierdie vrees, en nou moet julle mooi dink. Dink nou net, jy staan in jou huis, toegesluit, jy's benoud oor alles wat gebeur, en skielik staan die ou wat jy 'n dag en 'n half gelede begrawe het, hier tussen hulle. Ons sukkel om dit vir onsself in te dink, want ons het dit nog nooit beleef nie. Ons het al beleef iemand wat verskriklik siek was of erg beseer was, wat ons sê wat van die dood af teruggekom, en dink bietjie aan daai belewenis. Dit was 'n vreugde, want jy het hierdie pad saamgeloop. Maar hier skielik staan Jesus tussen die disippels. Ek dink hulle het hulle spierwit geskrik. Ek dink hulle eerste gedagte was, dit moet 'n spook wees. Want jy moet onthou, in hierdie tyd het die ouens hulle vreeslike bygelowe gehad. Jesus Christus het juis al hierdie bygelowe kom vernietig, deur te sê, hier is die seun van God. Dis die een wat julle moet volg, nie al hierdie ander goed nie. En hier staan hy, wat sê hy vir hulle? Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle, shalom, dit was die groet. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Sien, Jesus het geweet, hierdie ouens, hulle koppe raas op daai oomblik. En daarom wat hy sê, hierso, kyk die merke my sy. Bewys, hierdie mens wat hier voor julle staan, is die Jesus wat Vrydag gekruisig is. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hierdie was die begin waar Jesus hulle begin voorberei het op die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie was nog nie die volledige uitstorting nie, dit het eers gekom in Handelinge 2. En dan sê hy vir hulle, as julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Nou, die ding wat jy van vergifnis moet verstaan en wat Christus hierop fokus en wat Johannes juis hier uitlig,
is die feit dat vergifnis is 'n daad van genade. Dis iets wat jy doen van hier diep binne. Dit sluit nie die goedkeuring van verkeerde dade in nie. Verkeerde dade bly verkeerd. Maar dit vra van jou ware berou en regstelling, jy wat die vergifnis moet ontvang. En daarom moet jy mooi weet, as jy sê ek vergewe jou vir wat jy ook al gedoen het aan my, sê jy nie vir die ou man dis oukei. Daardie persoon moet nog eers regmaak. En die persoon wat dit regmaak, sal dit net regmaak as sy berou opreg is. Ons het 'n gesegde wat partykeer 'n nare gesegde is. Ek sal vergewe maar nie vergeet nie. Dis onmoontlik om sekere oortredings teen jou te vergeet. Dit moet jy weet. Onmoontlik. Maar die vergifnis moet kom uit jou hart en die persoon wat dit ontvang, moet dit ook ontvang uit sy of haar hart. En daarom wat vergifnis uiteindelik 'n daad van genade is. En hoekom moet ek en jy mense vergewe? Want weet jy, toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy elkeen van ons wat hier sit se sonde op hom geneem. En nie net ons sinne nie, die hele huidige 8 biljoen mense op die aarde se sonde het hy in daardie oomblik op hom geneem. Gaan almal die ewige lewe kry? Ongelukkig nie. Maar daar's soveel mense wat kies om Christus nie te volg nie. Kan 'n mens Jesus kies om nie vir Jesus te volg? Ongelukkig ja. Dis wanneer jou menslike voorkeur oorhand kry. Maar ek en jy moet vergewe omdat Christus ons vir so ontsaglik baie vergewe het, omdat hy onskuldig aan 'n kruis gehang het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke nie, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Die hartseer opskrif by die gedeelte oor Thomas was al die jare die ongelowige Thomas. En broers en susters, ek wil nou vir jou vanmôre vra. Dink jy sou anders gereageer het as hy? As almal in hierdie kerk vanoggend vir Jesus sien en jy's nie hier nie, gaan julle glo? En dis wat ons moet verstaan van Thomas. Hy is soos ek en jy, 'n gewone ou. Die ander disippels was bevoorreg, die eerste keer toe Jesus verskyn was hulle almal daar, hy nie. So moenie te hard wees op ongelowige Thomas nie, ons is ook ongelowige Thomasse. Net om vir dit bietjie uit te lig in ons geskiedenis, kan u onthou hoe hard was ons in ons jong dae op nuwe bekeerlinge? As jy gehoor het iemand het tot bekering gekom, dat jy eers maar gesê, ek wil eers sien of dit regtig is. Ek sal maar 'n bietjie wag. Want ons ken die mense wat tot bekering kom. So, moenie te hard wees op Thomas nie. Ek en jy is dit ook. Hoeveel keer gebeur daar goed in ons lewe, en dan sien ons nie eens raak dat dit Christus is wat dit gedoen het nie. Ons kan nie glo, hy doen so iets vir ons nie. Jesus weet dit, 8 dae later was sy disippels weer binne, Thomas saam met hulle, terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. En dan sê Jesus 'n onbeskryflike wonderlike ding. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het.
Dis ek en jy van wie van wie Jesus hier praat. Ek en jy wat nie al hierdie dinge gesien het wat gebeur het nie. Ek en jy wat 2000 jaar later lewe. Dis van ons wat Christus hier praat. Dis van ons en elke ander gelowige vandag en ook die in die toekoms van wie Jesus hier praat. Hulle wat nie gesien het nie en tog glo. Dit is nie so maklik nie. Ons lewe in 'n wêreld waar almal wil bewys hê. Maar die Heilige Gees werk in jou. Iets wat jy nie noodwendig sien of direk beleef nie, maar hy werk in jou. En Jesus sê, gelukkig is jy. Dan sluit Johannes af en hy verduidelik die doel van die evangelie. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Dis waarvoor die Bybel bestaan. Sodat ek en jy kan lees van dit wat ons nie kan sien soos die disippels nie. Ons kan lees van Jesus Christus. Ons kan lees van sy opstanding. Ons kan lees van al die ander dinge. En dit sê Johannes is die rede hoekom hy dit geskryf het, en dis ook die rede waarom Lukas en Markus en Matteus en Petrus en Johannes almal geskryf het, sodat ek en jy kan glo. Is die wonderlike, nadat Christus aan die kruis gesterf het, of voordat hy sterf, sê hy, dit is volbring. Weet jy, dit beteken nie, hy sê, nou is hierdie storie afgehandel, hy sê, nou het God gedoen wat hy beloof het. En daardie dit is volbring, beteken eintlik net, nou is daar 'n heel nuwe bedeling. Wat is hierdie bedeling? Ek en jy glo sonder dat ons sien, ons glo op grond van die woord van God. Soos hy dit in ons harte lê deur die Heilige Gees. Die vraag is natuurlik, wat maak jy met jou tong hierna? Want as jy hier uitgaan, is jy veronderstel om te gaan vertel. En die vraag is altyd, hoeveel vertel ons nog vir mense van Jesus Christus? Dis wat hy van ons vra, broers en susters. Dat ons sal praat oor hom. Dat ons sal getuig van hom. Dis 'n bietjie 'n erg ding om oor te dink. As die hele Ficksburg vannag, en ek bedoel die hele Ficksburg, sy totale omvang, uitgewis word, is ek en jy skuldig daaraan, dat nie almal nog in hierdie dorp van Jesus Christus gehoor het nie. Want dis Jesus se opdrag. Gaan vertel. Gaan praat oor hom. Maar leef ook so. Daaroor sal ons volgende week gesels. Leef ook so, dat mense in jou kan sien, jy's anders. Want dit trek hulle, dan kom vra hulle vir jou, hoorie, so hoekom doen jy dit? Hoekom ry jy nie oor daai stopstraat nie? Dis 'n simpel ding. Weet jy, want die Here sê ek moet gehoorsaam wees aan gesag. Hoekom klap jy nie daai ding uit sy skoene uit nie? Want die Here sê ek moet met 'n sagte antwoord. Dan begin mense Jesus volg, omdat hulle in jou sien wat 'n kind van die Here kan wees. Kom ons bid. Hemelvader, U verskyn aan die disippels, maar U maak ook seker dat ons weet van hierdie gebeure. U gee vir ons die Bybel, U gee vir ons dit in ons eie taal, U gee vir ons goeie vertalers, U gee vir ons die vermoë om te kan lees. Help ons om vas te hou aan U en om Jesus Christus elke dag te volg, ongeag
wat ook al waar gebeur. En Here, help vir ons om elke dag, in elke omstandigheid, te getuig van U as die Verlosser. En Here, wanneer dit nodig raak, gee dat ons ook woorde sal gebruik. Bewaar ons tonge van verkeerd praat. Gee Here dat dit wat ons praat en sê, altyd sal wees tot eer van die naam. Ek bid vir elkeen in die gemeente, Here, U ken hulle beter as hulle self. En ek vra maar net dat U elkeen styf sal vashou, sal bemoedig soos nodig, sal lei soos nodig, sal gebruik soos U nodig het. Wees met ons hierdie week, Here. Help vir ons om ook gereed te maak om volgende week die nagmaal te gebruik, om op daardie manier versterk te word vir elke dag se lewe. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. Nou sê die Here vir ons, daar gaan julle die wêreld wag, en as jy net daai prentjie kyk wat nou daarop is, onthou, as jy 'n druppel water in stilstaande water so laat val, wat gebeur dan? Dis een van die goed wat jy in wetenskap in die skool leer. Hy maak rimpels. Is ek reg as ek dit sê? Ja, hy maak rimpels. Hou dit op. Hy hou op wanneer hy op die land uitloop. En dis al wat jy hoef te wees. Jy moet net die druppel wees wat die rimpel begin. Jy hoef nie na 'n ander land toe te gaan nie, jy hoef nie uit Suid-Afrika te gaan nie. Daar waar jy is, moet jy die druppel wees wat die golf van Jesus Christus laat voortgaan. En daarom kom ons dien nou die Here met ons offergawe, en ons sê hiermee ook vir die Here, dankie vir dit wat hy vir ons gee.
Kom ons sluit af ons offergawe met hierdie respons. Ek sê vir u, u het u self vir ons gegee, Here. En nou gaan ons uit en ons gaan sing van ons verlossery wat wys hoe liefde lyk. En deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. So kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Laat ons sing van ons verlossery, wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand ons gereik. Sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons, oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing van ons verlossery, oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag hy altyd tot in lof bereid. Sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons net. Die Heerser oor die wêreld seun van God oor ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die liefde van God en die vrede van Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Mag dit ons aanspoor om te gaan leef soos God ons gewys en geroep het. Eensgesind, simpatiek, liefdevol, goedhartig, nederig. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here,